Wie is jou iemand? Ek wil vanoggend met julle gesels oor mense, mentorskap, oor mense wat inspraak in jou lewe het en mense in wie se lewe jy inspreek. Baie welkom by hierdie digidiens. Ons is klaar met ons 6 weke reeks oor die Heilige Gees. Ek hoop dit het vir jou iets beteken. Ek hoop jy kon saam met ons reis. Ons is so dankbaar vir elke getuienis wat ons gekry het van mense wat vertel hoe hulle opnuut die Heilige Gees as 'n baie naby God ontdek het en leer ken het. En my gebed is dat ons met daai reis op pad sal bly. Dis Oktober maand in Wellington, mense sal dit nooit sê nie. Ek het vir my 'n dik baadjie moes gaan haal. Dit is koud vandag, maar dit bly die mooiste maand en ek bid dat jy ook dit sal beleef daar waar jy jouself nou bevind. Ons het nou 2 weke, wil ek amper sê afsondag, wat dit nou nie heeltemal is nie, maar ons begin eers weer in die nuwe kwartaal met 'n nuwe reeks, en dan beteken dit dat ons vir hierdie 2 sondae die prediker van die digidiens toelaat om te preek waaroor hy of sy wil. Vir my het ek laas ook gesê, dit mos nou nie maklik nie, ek hou daarvan as 'n mens saam ergens in werk, so ek het nou weer die reeks waarmee ons oor 2 weke begin, die boekslank begin lees, die Bybelboek, die brief, en besluit ek gaan 'n paar losgedagtes en inleidende gedagtes oor hierdie brief sê, dan het ons volgende Sondag nog 'n gewone diens, en dan die week daarna begin ons in die gemeentes, in persoon, maar ook op die digireeks, met 'n reeks uit die boek 1 Timoteus. So my uitnodiging vir jou is dat jy asseblief, as deel van jou stilte tyd of jou reis, die brief van 1 Timoteus en 2 Timoteus sommer ook net in een sitting of oor 'n week lees. Ek gaan vandag nie naaste by alles sê wat daar oor te sê is nie, maar dan gaan ons stukkie vir stukkie, hoofstuk vir hoofstuk deur hierdie brief beweeg. Ek wil maar net dit wat ek nou begin dink het oor vanoggend met julle deel. Dankie dat jy by ons inskakel, dankie dat jy moeite doen om hierdie te luister, dankie dat jy saam met ons op reis is, en mag jy ook vandag God se teenwoordigheid hier beleef. Ek wil sommer begin, as die teks van vandag, dit gaan dalk nou aan die einde van die diens vir julle voel, ek het nou nie baie by die teks gebly nie, maar dis omdat dit maar inleidende gedagtes is wat ek wil sê, maar tog dink ek, 'n mens sou 'n hele preek kon maak, en dit is 'n goeie teks om die reeks mee te anker, en dit is natuurlik Paulus se baie bekende groet, die manier waarop briewe van daardie tyd eintlik maar geskryf is. 1 Timoteus 1 vers 1 en 2, kom ons lees dit net saam, ons ontvang dit en dan deel ek graag met julle 'n paar gedagtes. In die 2020 vertaling staan, in 1 Timoteus 1 vers 1, Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, in opdrag van God, ons verlosser, en van Christus Jesus, ons hoop. Aan Timoteus, my ware kind in die geloof, genade, barmhartigheid en vrede van God, die Vader en Christus Jesus, ons Here. Hierdie is 2 baie mooi verse, waarin Paulus begin om net weer te verklaar waar sy identiteit lê, die een wat deur Christus gestuur is, en dan sy groete aan Timoteus, daai verhouding waaroor ek vandag iets wil sê, en dan die woorde genade, barmhartigheid en vrede. Joh, ek het gedink, net daai 3 woorde wil ek vandag vir jou gee om te ontvang. Ek dink nie mense het veel meer in die lewe nodig nie, as genade, barmhartigheid en vrede, geskenke wat God in die eerste plek vir ons gee, nie iets wat ons gaan haal, of wat vir ons werk, of wat ons moet produseer nie, maar iets waarvoor ons deur die Gees oop kan wees om te ontvang, en dit is my so mooi dat Paulus ook sy brief op hierdie manier net weer bevestig, dat dit ook vir Timoteus beskikbaar is. Ek het nou die hele 1 Timoteus en 2 Timoteus deurgelees. Ek moet sê, die eerste brief, wat Paulus nou geskryf het, ek nou gedink, ek sê nou nie, daar is nou weer soveel slaggate wat mense oor vrae kan vra, en baie goeters wat konteks gedrewe is. Miskien was ek nou maar net ongemaklik, omdat dit nou weer die hoofstukke is waar Paulus vir die vrouens vermaan om stil te bly, en dan dink ek, ja, maar hier praat ek nou, maar ons weet mos nou, ons kan daai goeters gaan ons rustig deurlees, en ons gaan daarna kyk. Die tweede brief van aan Timoteus, wat ook deur baie mense gesien word as die laaste brief wat Paulus geskryf het, is asof 'n mens daar met 'n sagte
volwasse Paulus te doen het. Anders as van sy eerste briewe waar hy nog as hard en kwaai is, het ek baie aanklank gevind met 2 Timoteus. Daar was vir my ongelooflike klomp juwele in daai hoofstuk opgesluit, maar ons gaan nou nie eers 2 Timoteus doen nie, ons gaan net 1 Timoteus eers doen, maar later sal ons dalk na dit terugkeer, maar ek dink tog dit help as mens al 2 hierdie briewe saamlees. En waar ek vandag met julle wil praat, het te doen met die besonderse verhouding wat daar tussen Timoteus en Paulus te bespeer is reg deur die Nuwe Testament. Hierdie is 'n baie spesifieke brief wat Paulus geskryf het aan Timoteus, vermoedelik terwyl hy in Efese homself bevind het. Paulus is in die tronk en dan gee hy baie duidelike instruksies en hulp aan Timoteus oor hoe hy moeilike situasies moet hanteer waarin hy homself nou bevind. Maar ek het toe nou 'n ruk terug eintlik al 'n geruime tyd, en toe ek nou hierdie goed lees, en toe ek nou bietjie gaan oplees waar Paulus vir Timoteus ontmoet het in Handeling 16, en hoe hy gereeld met hom kontak maak en vir hom skryf, en wat hy alles oor Timoteus sê, het ek onthou van 'n podcast wat ek geluister het, tussen Gary Nieuwhof en John Eldridge, waar hy praat oor die 6 fases van man wees. Nou, ek dink sy vrou is besig om die boek oor te skryf, ook terwille van vroue, maar hy praat meer daaroor in terme van mans, wat nou vir Paulus en Timoteus baie relevant sal wees, en dan noem hy elkeen van hierdie fases en gee in elkeen van hierdie fases 'n rol en 'n tydsgeleef wat in jou lewe afspeel, en ek kon onmiddellik hierdie gesprekke tussen Timoteus en Paulus inpas ook op hierdie fases, en ek het gedink dit is 'n baie behulpsame hulpmiddel, en dis wat ek eintlik vandag met julle wil deel. Ek het ook gedink, want ek wil eintlik nie dit doen deur 'n podcast nou in 2 minute probeer opsom nie, dat ek ook die skakel na die podcast vir jou hier op die skerm sal sit, en as jy dalk ergens in ry, ek wil regtig sê, veral as jy 'n man in jou middeljare en ouer is, doen asseblief moeite en luister na die podcast, want daarin word baie duidelik uitgestip die potholes, die moeilikheid van elkeen van hierdie fases, en hoe mens ook daarvoor op die uitkyk kan wees. Maar ek gaan nou waag om vir jou net die fases te noem, paar enkel punte van elkeen te gee, en dan net vir ons te laat sien hoe Paulus en Timoteus ook vir ons daaroor uitdaag. So John Eldridge praat daaroor dat hy hoofsaaklik 'n persoon se lewe in 6 fases opdeel. Die eerste fase noem hy the beloved son stage, die geliefde seun fase. Ek gaan nou probeer om dit so nou en dan te vertaal. Hy sê dis die ouderdom van 'n kind tussen 0 en 12, waarin al wat daardie persoon in daardie fase van sy lewe nodig het, is om regtig basiese vertroue en veiligheid te beleef. Dit is die seisoen in 'n kind se lewe waarin hy moet weet daar's mense wat vir hom sal opstaan, hom sal beskerm en vir hom sal omgee. Later, by een van die later fases, sal jy ook hoor dat baie goed in mense se lewe verkeerd loop as hierdie eerste 12 jaar van jou lewe 'n fase was waarin jy nie daai diep geliefdheid in jou lewe beleef het nie. Dis die eerste fase. Die tweede fase noem hy die Ranger, ek noem dit die jong avonturierfase, dit is die ouderdom 13 tot 20, dis 'n fase van ontdekking, risiko neem en ander ouer persone in jou lewe begin ken, dis waarom onderwysers en vriende se ouers ook 'n baie groot rol in 'n kind se lewe speel. John Eldridge praat ook daarvan dat een van die grootste gevare oor die tyd waarin ons nou leef, is dat, hy sê nou spesifiek seuns, maar ek sê kinders, in hierdie fase van hulle lewe nou geneig is om in hulle kamers op hulle fone te laat afspeel, terwyl dit die ouderdom is waar kinders eintlik gedruk moet word om risiko's te neem, om stappe te gaan, om van hoë rotse af te spring. Jy moet op 'n manier jou grense so 'n bietjie toets en regtig waar 'n jong avonturier wees in daai fase van jou lewe. Dan betree jy die fase 20 tot 30, dis wanneer ons mense tipies op universiteit kom. Hy noem hierdie fase die warrior fase, die kryger. Die fase waarin jy tussen die ouderdom 20 en 30 begin veg vir wat reg is vir jou geloof. Jy kies 10 teenoor 'n vrou, jy leer dissipline en volharding en jy staan 'n bietjie verantwoordelik vir jou eie lewe en jy begin stadig aan daaraan bou. Waarop die volgende fase dan volg, the lover phase. Ek noem dit die minnaar fase tussen 30 en 40 is waar jy bietjie dieper leer oor jou eie emosionele en geestelike intimiteit. Jy begin verantwoordelikheid neem vir dalk 'n vrou en kinders, vir 'n familie. Daar's 'n liefde wat gegee en ontvang moet word. En dit is 'n fase waarin jy ook aan jou
aan jou loopbaan baie aandag moet gee. Wat dan opgaan in die koningfase, die fase tussen 40 en 60, waar die kryger en die minnaarfase oorbeweeg in die koningfase, ouderdom 40 tot 60. Die koningfase tussen 40 en 60 is baie dikwels 'n baie moeilike fase in mense se lewens. Dis die fase waarin jou kinders is 10 in 'n tienerfase of besig om uit die huis te beweeg. Jy het baie meer verantwoordelikhede by die werk. Jy's 10 en alreeds die leier van jou span daar. Jy het baie verantwoordelikheid, jy moet lei, jy moet bou en jy begin ook alreeds aan jou aftrede amper dink en in jou toekoms. Dit is ook die fase waarin mense baie dikwels veral mans hulle middeljare krisisse beleef. En dis hier waar John Eldredge baie praat oor in hierdie fase is daar dikwels, nie altyd nie, maar baie keer die geneigtheid vir mense se lewens om skeef te begin loop, omdat daar narcistiese pogings begin om net al hoe beter en meer en jou identiteit gaan eintlik op in jou suksesse, terwyl as jou identiteit in Christus lê, dan kan jy hierdie leierskaprol, jy kan hierdie koningfase opneem en jy kan goed begin doen en jy kan 'n verskil maak, maar jy hou in jou kop en in jou gedagte dat dit nie ten koste van die mense wat onder jou is behoort te wees. Dan praat hy baie mooi oor die belangrikheid daarvan, omdat wanneer jy in hierdie fase van jou lewe is, wanneer jy mense het wat onder jou werk, wanneer jy 'n gesin het vir wie jy moet sorg, die belangrikste vraag wat 'n koning moet vra is nie hoe kan ek nog meer kry nie. Die vraag is eintlik, hoe kan ek die wat aan my toevertrou is laat floreer? En dit is eintlik 'n koning se verantwoordelikheid, is om seker te maak die wat aan hom toevertrou is, floreer en daarom moet jy jou lewens ook daarvolgens inrig. En dan die laaste fase wat hy die sage fase noem, of die wyse man fase, is ook wanneer iemand ouer as 60, 65 raak, waar hulle moet besluit om te sê dat ek hoef nie nou meer aktief beheer oor elke liewe besluit in my besigheid of in my gesin te neem nie. Ek moet nou eintlik my wysheid en die raad en die seën wat ek het, moet ek oorhandig aan 'n volgende fase en ek moet aktief deelneem om mense wat in hulle minnaar en in hulle jonger fase en in hulle koningsfase is te begelei en amper as 'n mentor vir hulle op te tree. Broers en susters, hierdie was nou 'n baie eenvoudige opsomming van die 6 fases wat mense te vind het in 'n persoon se lewe. Luister asseblief na die podcast, ek dink dit kan vir almal van ons baie beteken. Baie hartseer gestikkende verhoudings gebeur, omdat mense ook nie die rol speel wat hulle veronderstel is om te speel. John Eldredge sê byvoorbeeld, mens moet versigtig wees as jy te jonk, te veel verantwoordelikhede in jou lewe opneem, want die kans is baie goed dat jou karakter nog nie gereed is om al daai verantwoordelikhede op te neem nie, en daarom moet jy dan ekstra seker maak dat jy 'n wyse persoon in jou lewe het wat jou kan begelei deur daardie fases. Nou, hoekom sê ek nou al hierdie goed? Omdat ek net dink, ou Paulus gee weer vir ons die perfekte voorbeeld van iemand wat hierdie goed so mooi geleef het. Dis baie duidelik, is ook maar skattinge, maar ek vermoed dis baie naby aan die waarheid, dat Paulus vir Timoteus ontmoet het toe Paulus in die koningfase was. Hy was op sy tweede sendingreis, hy was aktief, hy was besig, hy was doenig, hy het kerke geplant, hy het rondgegaan, en die kans is baie goed dat Timoteus in sy leerlingfase was, dat hy nog net rondom 20 was, en dat hy ook lus was vir die avontuur wat Paulus op was, maar nie noodwendig al die wysheid gehad het om dit te doen nie. En dan is dit die progressie wat ons sien, deur die beweeg van die skrywe tussen die twee, is dat later die laaste brief wat ons nou van gelees het in Timoteus, is Timoteus besig om in die koningfase, en hy is amper besig om Paulus se werk uit sy hande te neem. Paulus is in die tronk, Paulus gee vir hom opdrag, en Timoteus is oop daarvoor om hierdie wysheid te ontvang van Paulus af. Hy is oop daarvoor, hy sê vir hom waarmee hy sukkel, hy is eerlik oor wat hy nodig het, en Paulus is sag en met wysheid besig om sy kennis en veral sy passie vir die opgestane Jesus aan Timoteus oor te dra, nie terwille van sy bediening en terwille van sy koninkryk en sodat sy lewe beter kan raak nie, maar omdat Paulus 'n passie het dat die koninkryk van God daardeur verheerlik moet word. Want dit is waaroor hierdie mentorskap gaan, en dis waaroor mentorskap in besigheid vandag gaan vir gelowiges, hier waar ons nou self bevind. Dis nie sodat jy jou kinders met 'n groter nalatenskap kan los nie, maar is dat jou besigheid en jou familie 'n huis en 'n plek kan wees waar God se koninkryk sigbaar kan word in hierdie wêreld.
En dit is eintlik maar wat ek vandag vir jou wil vra. Ek wil vandag vir jou vra aan die hand van die besondere voorbeeld wat ons sien tussen Paulus en Timoteus. Paulus wat sy kennis deel, Paulus wat moeite doen om vir Timoteus te bemoedig, Timoteus wat oop is daarvoor om dit te ontvang, is my vraag eintlik maar net eenvoudig dit. Wie is jou Paulus in jou lewe, as jy in 'n jonger fase van jou lewe is? En as jy Timoteus is jy oop daarvoor dat daar ander wyse mense is wat in jou lewe kan en moet en wil inspreek. En natuurlik vice versa. So wie is jou Timoteus, wie is jou Paulus? Ek dink dat een van die gevaarlikste goed van die baie voorspoedige lewe wat ons eintlik relatief leef, is dat mense al hoe meer privaat raak en dat mense geneig is om hulle uitdagings baie persoonlik en toe te hanteer en dat loneliness eintlik ons grootste metgesel raak. Mense kry alleen swaar. Mense worstel alleen met moeilike kwessies in hulle lewe. Terwyl ek glo die koninkryk is gebou op verhoudings. Dis gebou op mense, op mentors, op mense wat vrymoedigheid het om saam met mekaar te leef en in mekaar se lewens in te spreek. Ons is nie veronderstel om alleen swaar te kry nie. Ons is nie veronderstel om alleen te wonder oor wat die beste volgende stap in jou lewe is nie. Daar's Paulus daar buite, wat bereid sal wees om met jou tyd te spandeer en vir jou te sê, kom ek bid saam met jou hieroor. Kom ons dink oor wat sal die beste ding wees vir jou om nou te doen. As jy 'n jong man is wat nou net jaag om beter en verder in die lewe te beweeg, wil jy nie net 'n oomblik stop of 'n jong vrou en vir jouself vra, vir jouself dalk herinner daaraan, hoorie, jy het nie al die wysheid nie, jy's dalk nou vinnig en jy's dalk nou goed met wat jy doen. Maar wie bring die sagte wyse stem van iemand wat al 'n entjie langer in jou in die lewe was as jy? So dit is nou sommer my inleiding oor 1 Timoteus. Ons gaan nou natuurlik oor 2 weke begin met hoofstuk 1. Jy gaan rustig daardeur lees. Ons gaan hoor oor hoe Paulus sê ons 'n gemeente moet bestuur, hoe die mense wat die gemeente bestuur moet wees. Hy sê baie goed, ons gaan daaroor praat. Maar vir vandag wil ek net die verhouding tussen Timoteus en Paulus ophou as 'n uitnodiging vir ons om nie alleen deur die lewe te sukkel nie. Wie is jou Paulus? As jy 'n Paulus is, wie is jou Timoteus aan wie jy jou wysheid en jou goedheid oordra? Laaste gedagte. Ongeag in watse fase jy is, onthou dat die Here ook hierdie goed vir jou kan wees. As jy op die oomblik 'n koning is wat swaar kry omdat jy nie geliefd en veilig gevoel het toe jy jonk was nie, die Here bly die een wat daai woorde vir jou kan kom spreek. Die Here is die een wat jou gebroke kindfase kan kom herstel, sodat jy in volheid kan staan vir waar die Here jou nou wil gebruik. Amen. Kom ons bid saam. Vader, vandag glo ek dat hier mense in verskillende fases van hulle lewe luister en wat nodig het om te hoor hoe U ook die bedienaar van wysheid in elke fase van hierdie lewe is. Ek het sommer 'n behoefte vandag om te bid oor ons kinders, oor ons jong manne wat 'n nuwe werke begin, mense wat jonk is, wat gesinne het met klein kindertjies en 'n werk moet maak, werk en 'n paaiement moet betaal. Bid vir mense in ons gemeente met soveel groot verantwoordelikhede wat partykeer net voel te veel is. Ek bid vir mense in ons gemeentes wat besig is om af te tree en wie se waarde ook partykeer daarin opgesluit lê. Dat U in U goedheid sal kom en ons sal omvou ongeag in watse fase van ons lewe ons is. Maar dat ons ook U roepstem sal hoor om gesond met elke fase om te gaan, soos wat Paulus en Timoteus ons leer, en ook na mekaar om te sien en mekaar te bemoedig in hierdie seisoene van ons lewe. Ons bid vir ons wêreld, ons bid vir die stikkindheid van regerings, Here, wat uit selfsug uit regeer en nie uit 'n behoefte om die wêreld rondom hulle beter te maak nie. Ons bid dat U ook in daardie mense en in ons leiers in die wêreld se lewens sal inspreek, soos wat net U kan. Amen. Broers en susters, mag jy, ongeag van die seisoen waarin jy jou bevind,
ook weet dat jy nie alleen is nie en dat die Here daar saam met jou is. Amen.